Welkom terug. Vandag is 'n baie spesiale dag en jy het moontlik heeltemal daarvan vergeet, want dit is Wêreldkaasdag. So ter viering van die dag waarop ons kaas in al sy verskeie geure en teksture waardeer, het ek besluit om by die Hoekplaas Cheesery te gaan inloer. Kyk saam. Daar word gesê dat mense al meer as 4000 jaar gelede kaas begin maak het. Dit nadat kaasglo ook eintlik per ongeluk ontdek is. Hoekplaas Cheesery kaaswinkel is 'n klein kaasfabriek geleë op Hoekplaas naby Erasmia in Pretoria. Ons het besluit om by die kaaswinkel in te loer en aan 'n paar blokkies kaas te smil om Wêreldkaasdag op die regte manier te vier. Ek is die eienaar van die Hoekplaas Cheesery. Dit is geleë buitekant Erasmia. Ek het die besigheid amptelik gestig in 2005. Maar voor dit het ek so deeltyds kaas gemaak en net aan 'n paar vriende en kennisse verkoop. Deesdae maak ons 'n verskeidenheid kaase, Gouda, pecorino, feta en halloumi en ook 'n panier. Dit is 'n kaas wat die Indiërs baie gebruik in vegetariese disse. Costa was so gaaf geweest om vir ons in 'n neutedop te verduidelik hoe die proses werk wanneer die melk in kaas verander. Goed Costa, wat gaan nou hier gebeur? Ek wil nou net gou vir jou op 'n klein skaal demonstreer hoe melk in kaas verander. Hierdie is Jersey melk wat lekker romerige melk is en dis goed vir kaas maak. 'n Ander bestanddeel wat kan gebruik word is rennet. Nou dit is 'n ensiem wat die melkproteïen verander sodat die vaste stowwe in die melk kan koaguleer. So dit is nou die eerste stap in kaas maak. Dis nou nie meer melk nie. So wat nou gebeur is dit word eers gesny met 'n mes. Kriskros. Hier gaan dit nou begin gebeur. Jy gaan wy sien verskyn, dis 'n vloeistof wat in die melk is en die wrongel is die vaste stowwe wat ons gaan bymekaar maak en dit gaan die kaas word. Ja. En dan vat dit omtrent 6 weke vir 'n kaas soos 'n Gouda voor dit reg is om te eet. En daarna kan 'n mens die kaas verder verouder om 'n beleë kaas te kry. Soos in die geval van 'n beleë cheddar vat dit omtrent 6 maande. Nadat die proses voltooi is, word die kaas op rakke in 'n sogenaamde rypmaakkamer gepak. Dit is redelik koel in die vertrek terwyl die temperatuur sowat 12 grade Celsius moet wees. Sommige kase soos Gouda, cheddar, pecorino en parmesan neem sowat 6 weke om ryp te word of te verouder, terwyl dit ander kase ongeveer 6 maande of langer kan neem. Die kaas se geur en tekstuur ontwikkel oor tyd en wanneer dit ryp genoeg is, word dit gesny en verpak. Ek het besluit om self 'n paar stukkies kaas te proe en moet sê dat dit maar moeilik was om 'n gunsteling te kies. Goed Costa, ons het nou 'n hele paar verskillende soorte kaas hier. So ons gaan nou so 'n bietjie proe. Maar terwyl ons proe wil ek net weer verduidelik wat die verskillende soorte kase is en hoe die kase ingedeel word in kategorieë. So dit begin eers by jou sagte kase. Ander sagte kase wat 'n mens kry is goed soos feta. Hy krummel nie so verskriklik soos wat jy partykeer vind wanneer jy dit in die winkel ook gaan koop. Ja. So medium sagte kaas is 'n Gouda. Ek hou van Gouda, so ek gaan 'n lekker groot blokkie vat. So jy gaan nou agterkom die tekstuur verander. En hierdie is 'n bietjie Romerig. ja, Ja, 'n lekker romerige, baie lekker. En dan het ons nou volgende die cheddar. effe harder as Gouda, maar dit word op 'n ander manier gemaak. Cheddar is 'n tipe kaas wat mens lank kan hou en dit kan verouder. Wat ons nou hierso doen is ons maak 'n reeks gegeurde Goudas. Soos hierdie byvoorbeeld die biltong een. Wat wil jy sê van hom? Dit bevat nie regtig biltong nie, maar dit smaak soos biltong. Ek bedoel as jy nou van nader kyk, dan lyk dit asof daar stukkies biltong daarin kan wees. Jy sou so gedink het, maar dit Maar dit is nie daar is dit nie nie. regtig biltong in nie. Dit was definitief 'n baie sterk biltong smaak. Dan is daar net 2 ander geure wat ons Ja? ook maak. Die een met eie in. Ja. Dis my gunsteling op 'n op 'n toasted sandwich. Ek kan dink dat dit lekker kan wees. Wanneer dit smelt in jou op 'n stukkie toast, dan kry jy daai tipiese kaas en eie smaak. Wat baie lekker is. En hierdie een is dit maar net 'n klomp verskillende speserye en kruie wat ons gemeng het. Dit kom ons op met die naam van peper en paprika.
Ek dink eerlikwaar julle maak die lekkerste kaas en ek sê dit nie net nie. Dankie. By Hoekplaas Cheesery kan jy selfs aanklop vir Costa se egte tradisionele Griekse jogurt en ander tuisgemaakte produkte. So, as jy 'n kaasliefhebber is, soos ek, maak seker jy klop hier aan. Dit was nou pragtig. Baie mooi. Baie dankie vir daardie insetsel. Ek het nou nogal gehoop ons gaan 'n bordjie kaas hier kry. Ek wil net cheesy wees, maar cheese. Maar dan neem ons 'n selfie. Ons gaan dit later op ons sosiale media laai. Ek wil net sê ons span spot my nou omdat ek gesê het julle maak die lekkerste kaas en ek sê dit nie net nie, maar dit was werklik vir my lekker. Dit was 'n romerigheid aan daai kaas gewees. Basies elke stukkie wat ek geproe het. En ek moet sê wat vir my interessant was, jy het gesê dis 'n kunsmatig of wat noem hulle dit? Nee. Nee, nee, glad nie, hè? Nee, Ek sê nogal gedink het dit sou nogal lekker gewees het as 'n ou hierdie bietjie kan vervang met daai en hierdie tipe van chili is daai tipe van chili. Pieter soek 'n bietjie KI kaas. Ja. Kunsmatige intelligensie moet begin oorvat. Maar dis een van die dinge wat hulle nooit kan oorvat nie. Is kaasmakery. Ja. Dit was ook seker vir jou interessant om te sien hoe alles gemaak word en want hulle doen dit by Hoekplaas doen hulle dit basies van scratch af. Ja, ek dink daai was my interessant geweest en ook om te hoor hoe lank dit neem vir die kaas om ryp te word. Ek het nie eers geweet 'n mens verwys so daarna nie of dan nou te verouder. Maar ja, dis 'n baie oulike plekkie en ek dink 'n ander ding wat vir my uitgestaan het is daar's baie katte daar. Fun fact sheet. Okay. 7000 jaar oud is kaas nou al teruggevat. Jy weet waar hulle by Egiptiese wat so 'n grafte afgekom het waar daar kaas was. So tot en met 7000 jaar terug. 'n Muis gaan nie noodwendig vir 'n stukkie kaas nie. Jy weet hy het nie noodwendig gesmaak vir kaas. Hy gaan agter die reuk aan van 'n kaas wat hom afgee. En Italië het op 'n stadium kaas gebruik as currency, as 'n geldformaat. I would like to be paid in cheese. Pay me in deep fried halloumi fingers. Sê. Ja. En ek sit net hier so, lyk of ek op een of ander treinstasie sit, cheesy. Tennis kyk. Nee, dis lekker, dis omdat ek mos gedink het ons kan ook iets kunsmatig hier doen, maar weer eens het ek net besef glad nie wat kaas aanbetref nie. Kyk Pieter, in die woorde van ons regisseur, George, kaas bly kaas. So daar's niks kunsmatig nie, maar gaan besoek hierdie oulike plekkie. Nou ja, toe, op hierdie kaaserige noot, ons gesels net hier na finansies, bly jy net waar jy is.